So vir die wat by die huis kyk, skus, ek vergeet om die video aan te sit, maar wat ons gesê het tot nou toe is, ons word ouer en ons word swakker. Beide fisies, maar dan ook gebeur al goed in die lewe wat ons swakheid vir ons uitwys, of wat emosionele leksels los, en ons kan vra, hoekom laat God dit so gebeur? Hoekom is dit dat ons moet swaar kry? Nou, ons het laasweek begin met 2 Korintiërs 3, waar ons gelees het oor God wat vir ons in 'n nuwe verbond laat intree, en dis iets wat oor die ewigheid gaan. En ons het gepraat oor aanbevelingsbriewe en hoe ons op die ou ende God se aanbevelingsbrief is. Net soos wat die gemeente in Korinthe Paulus se aanbevelingsbrief was. Hy het gesê hy het nie 'n brief nodig nie. Dalk sal dit goed wees om net weer vir ons te herinner, Paulus skryf hierdie brief in 'n tyd waar hy en die gemeente in Korinthe eintlik nie so goed oor die weg kom nie. Hulle het eintlik so 'n bietjie die pad verloor en hulle het begin twyfel in wie Paulus is en wat hy verkondig. En so as Paulus dan praat oor 'n aanbevelingsbrief, dan is dit waarskynlik omdat hulle dit van hom gevra het. Want hulle is beïnvloed deur 'n klomp ouens predikers wat baie meer gewild was as Paulus, baie ryker was as Paulus, baie beter sprekers waarskynlik ook was. En Paulus kom dan en sê, nee, maar daai goed maak nie saak nie. Al wat regtig saak maak is die boodskap wat ons verkondig, en hierdie boodskap het ewigheidswaarde. So as ons dan verder lees, dan begin ons waar Paulus eintlik voortgaan met hierdie gedagte. So ons lees 2 Korintiërs 4 van vers 1 af, maar ons gaan dan fokus op die stuk van vers 7 af. 2 Korintiërs 4 sê, God het hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog te werk nie en ons vervals nie die woord van God nie. Inteendeel, ons maak die waarheid openlik bekend en beveel onsself so aan by elkeen wat voor God 'n eerlike gewete het. As die evangelie wat ons verkondig tog nog met 'n sluier bedek is dit bedek nie net vir die wat is dit bedek net vir die wat verlore gaan. Hulle is die ongelowiges wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is, sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jesus Christus as die Here, en onsself as julle dienaars ter wille van Jesus. God wat gesê het, laat ons lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Net weer terugverwysing na die vorige hoofstuk waar hy gepraat het van Moses wat sy gesig moes toemaak oor die heerlikheid wat weggegaan het en hoe die evangelie nooit sy heerlikheid gaan verloor nie. So die lig waarvan hy hier praat is die evangelie self. Dis Jesus wat in ons woon. En hy sê dan baie uitdruklik, hy prys nie homself aan nie. En dan skryf Paulus hierdie volgende stuk wat eintlik so half as 'n gedig geskryf is. So kom ons lees hom ook dan so. Hy gaan nie rym nie, maar dit is digkuns op sy eie. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ons in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Daar staan in die skrif, elkeen het geglo, daarmee het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel.
Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Paulus gebruik hier die beeld van 'n kleipot wat maklik breek. En Paulus self was 'n fisiese kleipot wat al 'n klomp keer gebreek is. Die stories wat ons hoor van Paulus is dat hy 'n klomp keer geslaan is, 'n klomp keer in die tronk was, op 'n stadium dood gestenig is en tog het die Here hom teruggestuur. Maar dit beteken nie dat hy ten volle genees was nie. Op 'n stadium in een van Paulus se ander briewe dan lees ons dat hy skryf en hy sluit af en hy sê kyk die groot letters waarmee ek skryf. Die ouens vermoed dis omdat sy vingers al soveel keer gebreek was dat hy nie meer ordentlike pen kon vashou nie. Die meeste van sy briewe is deur iemand anders geskryf wat hy gedikteer het. So Paulus self weet wat dit beteken om stikkend te wees. Paulus self weet wat dit beteken om swaar te kry en moeilikheid te beleef. En dan sê hy maar dis goed so. Want dis juis daarin wat God verheerlik word. Dis juis ter wille van sy eer dat ons so behandel word. Die sterwe van Jesus voel ons in ons eie liggaam aan. Nou dis 'n beeldspraak wat dalk nie vir ons baie sin maak nie, maar vir die vroeë kerk was dit baie maklik om te verstaan. Want elke dag het hulle geweet dit kan hulle laaste dag wees. Tegnies is dit vir ons ook waar. Ons lewe net nie so nie. En ons voel dit nie so naby aan ons lyf nie. So Paulus kom hier so en hy sê maar dis hierdie gebreekte of swak kleipot is presies wat God my gemaak het. Nou dit sal in teenstelling wees tot die ander meer gewilde predikers wat ook in Paulus se tyd daar was. Want so 'n klomp mense wat met aardse vermoëns die evangelie verkondig het en daarom op aardse vlak ook gewild geraak het. Paulus kom draai dit om en sê nee, dit gaan nie oor hoe goed ek is nie. En dit gaan nie oor hoe goed ek praat nie. Dit gaan oor God. En die oomblik wat dit oor my gaan, dan gaan dit nie meer oor God nie. As ons dan na onsself kyk, na alles wat ons nie het nie, dan is dit so maklik om te sê, maar ek dink eintlik die God kan my gebruik nie. Want daar is soveel beter Christene as ek. Ouens wat beter praat as ek, mense wat beter bid as ek, mense wat soveel meer gawes het as ek. En ek kan nou sê, maar God moet my eerder vir hulle gebruik. God werk altyd onderste bo en agterste voor in vergelyking met die wêreld. Want is juis ons gebrokenheid wat die sleutel word vir wat God wil doen. In Matteus 12 vers 20 haal Jesus Jesaja aan waar dit sê 'n riet wat geknak is, sal God nie afbreek nie. Met ander woorde, dis juis die swakstes wat God sal ophelp. En dis juis die wat die meeste gebreke het wat God se genade die meeste gaan beleef. En dan kies God die mense wat in die wêreld se oë die minste is. Moses en die Israeliete, hulle was slawe gewees vir 400 jaar. Met ander woorde, daar is nie generaals en geleerdes en slim mense onder hulle nie. Miskien 'n klein handjievol, maar dis eintlik maar slawe wat uit Egipte uittrek. En hierdie slawe word die mense wat vir Kanaan oorwin. Dit maak nie sin nie. Maar dis omdat God saam met hulle gestap het. Gideon, die lafaard, wat die hele tyd nog tekens gevra het van God. God gebruik hom om een van die braafste goed denkbaar te doen. David was die jongste van al die broers en die minste aansienlik. Jeremia was maar net 'n kind gewees toe God die eerste keer met hom gepraat het. Petrus was 'n visserman, 'n ou wat nie slim genoeg was om verder te studeer nie. Matteus was 'n tollenaar, 'n ou wat bekend was vir die feit dat hy nie morele waarde gedra het nie. En Paulus self was 'n vyand van die evangelie. Almal van hulle is stories van God se genade.
Dis almal stories van God wat sê, ek gaan nie die sterkste een kies nie. Jesus self was waarskynlik nie iemand wat mooi was, baie lank of sterk was nie. Hy het nie gekom uit 'n familie wat baie geld gehad het noodwendig nie. En sy geslagsregister is vol skandes. En tog is dit hoe God kom om homself te wys. Nie in menslike standaarde van sukses nie, maar in goddelike standaarde. En dit kom jy saam met die swakheid. So, as jy na jouself kyk vandag, dan is die vraag nie of jy slim genoeg, ryk genoeg, mooi genoeg, talentvol genoeg is nie. Dis die vraag wat menslik gevra word. God se vraag lyk anders. Hy vra, is jy swak genoeg dat ek jou kan gebruik? Is jy min genoeg dat ek die eer kan kry? Is jy gebroken genoeg dat my lig kan skyn? Dis nie die vraag wat ons as mense wil vra nie. Ons wil die hele tyd vra, hoe kan ek myself verbeter? God sê, hoe kan ek jou meer gebruik? Tot my eer. Daar's altyd net een persoon wat eer kan kry. As dit ons is, kan dit nie God wees nie. Beteken dit ons moet swakheid najaag? Nee, dis nie wat God van ons vra nie. Hy vra nie dat ons onsself moet verminder om meer te verheerlik nie. Hy vra dat ons 'n hartskyf moet maak. 'n Hartskyf wat sê, ons dink minder van onsself, maar dit beteken nie ons verlaag ons kwaliteit nie. Nee, ons gebruik wat God ons gegee het. Ons talente en ons gawes, ons gebruik ons invloed, ons gebruik ons mag, ons gebruik ons posisie, maar tot sy eer. 'n Hartskyf, nie 'n vermoëskyf nie. Swakheid vra dat ons ook moet bewus wees van ons sonde. En dit moet eerlik bely, ook teenoor mekaar, maar veral teenoor God. Maar dan gryp ons ook die genade aan. Die duiwel wil vir ons kom sê, jy is net swak. Maar God se waarheid sê vir ons, nee, al het jy sonde, my genade vir jou is meer werd as dit. En dit maak jou soveel meer. Swakheid vir God se koninkryk is om te erken dat ons foute het, maar is om nie daar te bly nie. Dis die wonderlike van genade. Genade sê, ja, jy het swakheid, maar God maak jou meer as dit. En hy wil jou verder vat as dit. En waar die wêreld vir ons sê, ek kan nie, daarom hou ek op. Sê God se genade vir ons, ons weet ons kan nie, daarom hou ons aan. Kom ek sê dit weer, die wêreld sê vir ons, ek kan nie, of as jy iets nie kan doen nie, dan hou jy op daarmee. As jy nie genoeg talent het in 'n sport nie, dan stop jy. As jy nie genoeg vermoë het in die besigheid nie, dan kies jy 'n ander rigting. Maar die genade sê vir ons, jy kan nie, en dis hoekom jy aanhou. Want is juis in die genade waar ons eie swakhede God se sterkpunte word. Nou ek weet ons wil 'n vers soos Filippense 4 vers 13 vat en sê, dis ons bewys dat ons alles kan doen. Ek is tot alles in staat deur God vir my krag gee. Dis nie aardse goed waarvan Paulus daar skryf nie. Hy skryf oor ons vermoë om te kan aangaan. En dan praat hy van om ryk te wees en om arm te wees, om sterk te wees en om swak te wees. Paulus sê eerder, maak nie saak waar jy is nie, jy kan aangaan. Niemand van ons gaan waarskynlik oor 'n paar weke in die Olimpiese spele deelneem nie. Net so vinnig mooi kykies en dalk iemand wat ek mis kyk. So ek kan Filippense 4 vers 13 op my kopkussing skryf. Dit gaan nie verander nie. Want dis nie wat die vers beteken nie. Dit sê, ek, God, gaan vir jou genoeg wees. Weereens, 'n agterste voorlogika om te dink, dis hoe ons moet lyk. Soos 'n gebroke kleipot. En tog is dit hoe God ons gebruik. Ek gaan net die laaste 2
nog 2 verse verder lees van 2 Korintiërs 4, waar Paulus na die gedig sê, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Dis juis in die genade waar God die eer kry. Dis juis in die genade waar ons waarde kry. Dis nie een of ander goedkoop antwoord wat vir ons sê die lewe gaan maklik wees nie. Dis 'n ewige boodskap wat vir ons sê, dit wat nou vir jou moeilik is net tydelik. Dit waarin jy nou swak is, gaan verby. Maar God se heerlikheid bly vir ewig. En soos Paulus ook sê, ons gaan eendag saam voor die troon staan. Nie omdat ons amazing was nie, omdat God se genade vir ons genoeg was. So die vraag vir jou vandag is weer, nie of jy sterk genoeg is, of slim genoeg is, of talentvol genoeg is nie, maar of jy swak genoeg is, om God se lig te laat skyn. En daai swakheid beteken nie, ons doen swakker nie. Ons doen ten volle wat ons kan, maar ons doen dit vir 'n nuwe rede, vir God se koninkryk. Die wêreld sê, julle kan maar ophou, julle is te swak. Die genade sê, julle kan maar aanhou, want julle is swak. Kom ons bid saam. Here Jesus, dis net U wat van ons iets wonderlik kan maak. En U doen dit deur die Gees wat in ons lewe. Here, dit is net U wat van ons gebrokenheid 'n storie van genade kan skryf. Dankie Here dat ons met sekerheid kan weet, ons gaan eendag by U wees. En mag ons die tyd wat ons op aarde het, gebruik tot U eer en vir U koninkryk. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.